Ja, dis vir ons 'n wonderlike voorreg hier by Landbou Spore om vandag met Woltan Senekal van Villa Crop te kan gesels. Nou Villa Crop het baie sterk uitgereik na Tele Suid-Afrika ook tydens ons kongres, waar hulle ook ons baie sterk ondersteun het en hulle is 'n saakmakende rolspeler in die landbouomgewing. En ons gaan vandag net so vinnige kort oorsiggie met mekaar deel oor dit wat Villa Crop doen en hoekom dit vir jou as boer belangrik is om ook na hulle toe uit te reik wanneer jy dan wel van hulle produkte nodig het. Nou Woltan, baie welkom hier by ons en is lekker om met jou te kuier. Ja, dankie vir die geleentheid. Woltan, as ons met mekaar gesels en ons sê julle as 'n verskaffer van gewasbeskermingsprodukte, wat is die uitdagings wat julle by Villa Crop ervaar rondom dit? Ja, daar's 'n klomp uitdagings altyd maar in enige besigheid, maar as iemand my nou vinnig altyd vra, weet, wat is jou uitdagings? Daar's twee goeters wat ons 'n bietjie wakker hou in die aande en een van hulle is die tempo waarteen ons besig is om chemie te verloor. En ek praat nou hier van gewasbeskermingsprodukte. Insekdoders, swamdoders, onkruiddoders, daai klas van chemie. Hierdie chemie wat ons besig is om te verloor is absoluut verbruikersdruk. Die huisvrou daarso buite wat sê sy wil haar geproduseerde produkte op hierdie manier en op daardie manier hê, geen residue nie, so baie sterk vereistes wat besig is om in te kom in die mark, wat dit moeilik maak vir 'n produsent. Ek meen, hy sit aan die ander kant, hy moet peste en pla beveg en produksie lewer, en aan die ander kant moet hy 'n kliënt tevrede hou. En ons is in die middel besig om te probeer om al hierdie dinge moontlik te maak vir albei kante. So ja, die verlies aan chemie is vir ons 'n kwessie wat 'n ou bekommerd maak. Maar dan ook ietsie wat ek sien in die veld gereeld is die gebruik van die bestaande chemie wat ons het. Ek dink partykeer die ou, ek wil nie die woord onverantwoordelik gebruik nie, maar ek dink nie daar's baie kere genoeg ontsag oor die manier hoe ons hierdie chemie gebruik nie. En dit gaan oor die omgewing, maar ook om miskien dalk 'n bietjie meer by die etiketvoorskrifte te bly. Nou, wat bedoel ek nou met hierdie goeters? Ons het hierdie afgelope paar jaar het ek begin sien snywurm, veral in die graanproduserende gebiede, snywurms wat begin inkom en ons sukkel verskriklik om hulle uitgeroei te kry. En so sit ons met misbredie. Ek dink die boere wat misbreedies op sy plaas het, sal presies weet van wat ek praat. Kraalhanse was voorheen 'n kwessie gewees, maar ek sê misbredie is nou die ouetjie waarmee ons sukkel. En dit gaan oor alles oor die manier hoe ons chemie gebruik, want daar's besig om toleransie onder die peste en pla in te kom en selfs weerstand besig om in te kom. En 'n mens kan dit seker nou nie net toeskryf vir 100% aan chemiese gebruik of nie reg gebruik nie, maar dit is baie groot bydrae. So die werkie wat ons doen daarso buite, ons hou aan vir die ouens sê, kom ons kyk mooi na ons toedienings, kom ons spuit die dosisse op die etikette, kom ons hou by die etiketvoorskrifte. Maar nou wil ek sommer so in daai selfe asem sê, ek het baie simpatie vir 'n boer. En dit is maklik vir ons om op 'n etiket te sê, weet, as jou misbredie 6 blare is, nou moet jy hom spuit. Hier by ons in die Vrystaat, die Wes-Transvaal, hierdie onkruide kom op wanneer hulle wil en nie eweredig soos wat hulle wil nie. Die ouens het ook maar hulle uitdagings, maar my beroep dink ek op die industrie en veral op ons boere is, kom ons probeer hou by die voorskrifte van jou landbouchemiese adviseur en dit wat die etikette sê. En dan laastens, miskien dalk ietsie wat meer oor opgewonde is oor ons industrie is biologies wat inkom, maar hy kom ook met sy uitdagings. Dis deesdae die gonswoord is biologies en organies en groen. Maar dis nie so maklik nie. Ek dink dit is 'n baie meer holistiese benadering wat 'n ou nodig het om biologies of sterk organies te gaan. Dis nie 'n produkvervanger soos wat baie van ons dink nie. Nou haal ons 'n stuk harde chemie uit, ons sit 'n sagte biologies in binne in die program en dit werk nie, ongelukkig nie. So ja, om daai integrasie van biologies te doen is ook ietsie waarmee 'n ou in gedagte moet hou en dit wat ons probeer uitwerk, hoe sit ons hierdie ding op 'n werkbare manier vir die boere aan mekaar. Weet jy, en Woltan, is baie interessant as ek so na jou luister en ek dink elke persoon wat in die landbouomgewing gemoeid is, van die produsent tot hierdie mense soos julle self wat dan nou hierdie kundigheids produkte tafel toe bring wat vir die boer produksie vermoë verskaf en vir hom help om op die einde van die dag steeds 'n oes te maak en winsgewend te wees. Dan kom mens agter dat jy daardie veranderlikes in die landbouomgewing eintlik baie kompleks moet bestuur.
Want dit is nie 'n geval van een standpunt gaan oral geld nie. Dit kan selfs van plaas tot plaas verander. So elke ding het 'n unieke gespesialiseerde inset nodig van 'n kundige persoon wat sy produk verstaan en weet hoe moet hy toegepas word om dan wat te doen in die natuur, altyd terug te streef na balans toe, nê. Dit is interessant. Ja, absoluut. Goed werk. Benny, jy raak so 'n waarpunt aan en dis hoekom meeste van ons gewasbeskermingsprodukte is nie noodwendige van die rak af produk nie. Daar is kommoditeitsprodukte soos 'n glifosaat of 'n ietsie wat jy nou maar kan gaan koop by enige plekkie en jy weet hoe om toe te dien en dis dit. Maar om regtig daai permutasies op elke plaas te verstaan, die chemie hoe hulle saamwerk, wanneer, wat, hoekom ensovoorts, dit vat 'n bietjie 'n ander fokus. Ek wil daarby kom dat die rol van ons gewasadviseurs of ons wil nou nie ons gifreps noem nie, want dis maar ons boere maar die ouens ken, die gifrep. Hy is nie 'n gifrep nie, hy is 'n landboukundige. Daar's redes hoekom hulle doen wat hulle doen en die manier wat hulle doen. En ek is so opgewonde spesifiek oor daai deel van die industrie wat besig is om 'n bietjie meer sterker te formaliseer, akkreditasie elke jaar te gaan doen en laat hulle nie meer net 'n gifsmous is. Ek dink ons het hulle al redelik uitgesorteer, maar ek sluit absoluut aan, ek stem saam met jou sentiment daar. Weet jy Wildan, dit is eintlik wonderlik altyd as 'n mens hierdie aspekte met mekaar kan gesprek voer oor daar rondom die braaivleisvuur of rondom 'n koppie koffie en jy begin soekend raak oor wat is daai beste oplossing, jy weet, ten opsigte van die pad vorentoe. En dan beteken dit dat jy in die waardeketting van die eerste insetverskaffer tot deur die produsent tot by die verbruiker het jy heeltyd suksesvolle besighede nodig, rolspelers wat 'n verskil maak. En wat sou jy sê, wat maak 'n landboubesigheid suksesvol? Ek dink in die laaste klompie jare is dit miskien al twee goedjies. Die eerste een is jy moet jou kliënt verstaan. Wat is sy behoefte? En ek praat nou vir beide as 'n insetverskaffer, maar ek dink van die boer se kant af kan ons dieselfde lees toepas. Jy moet jou kliënt verstaan. Ons produseer baie kere goeders en ons maak baie kere goeders om te verkoop. Maar ek dink nie ons weet altyd wat die behoefte en maak daarvolgens om te verkoop nie. Ek weet nie of dit sin maak nie, wat ek sê het nie. Jy weet, ek dink, ja, hierdie ou gaan hierdie ding nodig hê. Dit sal 'n mooi dingetjie wees vir hom. Dit sal iets wees wat vir hom help. En noodwendig is dit nie wat vir hom die beste is nie. So ek dink, verstaan jou kliënt is baie belangrik en so ook vir ons produsente. En die tweede dingetjie is, en ek wil eintlik nie daai gonswoord gebruik nie, want hy's al holrigery, maar optimaliseer. En optimalisering beteken in hierdie bestaande produksieketting, vervaardigingsketting, besigheidsketting, wat dit ook al is, moet 'n ou regtig gaan aandag gee aan detail en klein goedjies gaan verander en begin optimaliseer. Want daai goeders kom almal bymekaar en vorm aan die einde van die dag 'n kritiese massa wat vir jou 'n ander resultaat gaan gee. Meeste van ons ouens kan nie groot verandering in ons besighede doen nie. Jy weet, revolusionêr of iets met 'n groot omwenteling doen nie. Maar is belangrik dat ons hierdie klein inkrementjies doen om 'n ou se besigheid te verbeter, optimalisering. Ek weet nie of ek miskien dalk so vinnig dalk net 'n voorbeeld kan noem daaroor of ons dit tydjie. Dit sal dit dalk so 'n bietjie beter in perspektief stel. Ja, doen dit gerus. Nou, ek gaan nou nie produkname noem nie, maar ietsie waaroor ek verskriklik opgewonde is binne in ons taal is ons is redelik betrokke by byvoegmiddels wat binne ingaan. Nou ons het in die permanente gewasse het ons 'n byvoegmiddel die afgelope tyd bekend gestel. En wat hy doen is hy help vir jou nie net met jou bedekkingsvermoë van die stof wat jy besig is om te spuit nie, maar jy kan selfs op jou plaas, as jy jou opset ken en reg tweak, kan jy 'n vermindering in watertoediening teweegbring. Nou right, wat beteken dit nou vir 'n sitrusboer? Hey, as jy in 'n swart vlek sitrus hier in bo in die Noord-Transvaal is waar daai ouens 10-12.000 liter water moet besproei per hektaar en jy kan hom afdaal na 8, 9 of 10.000 toe, dan is jy besig om te optimaliseer. Miskien dalk nie 'n hengse klompie en is 'n ingrypingkie op 'n plek, maar dit stel jou in 'n vermoë om 'n bietjie meer kompeterend, bietjie meer ekonomies, bietjie meer produktief te wees en aan die einde van die dag suksesvol en winsgewend te wees. So, daai aandag moet 'n mens dan gee. En ek vat my les hierso van die Amerikaners. Miskien al vir ons graanboere. Hoekom sit daai ouens met hulle produksies waar hulle sit wis is ons? Nie omdat hulle 'n ander klimaat het nie. Hulle het al begin.
kyk na hierdie saad, hierdie cultivar, hierdie plantyd, hierdie swamdoder programmetjie, al daai klein goedjies. Randy Dowdy wat nou hierdie hengse opbrengs nou weer gedoen het. Klein veranderingkies wat hom maak. Selfs sojaplant, klein veranderingkies wat suksesvol is. So ja, optimaliseer. Weet jy Woldan, is interessant as ons praat oor die landbouomgewing, dan is daar so baie dinge wat 'n mens opgewonde maak. En ek is redelik seker dat julle in julle organisasie by Villa Krop, dat julle ook dit ervaar. Wat is die dinge wat jou in landbou opgewonde maak vir die pad vorentoe? Ja, ek dink die ding wat die vinnigste by my opkom is landbou het amper weer 'n seksie industrie begin word of 'n sektor in die ekonomie geword. En hoekom ek dit sê is mense kan sien die hoeveelheid jong mense en die diversiteit van jong mense wat besig is om in die landbousektor betrokke te raak. En in alle vlakke, jy weet, kommersiële kant, produksiekant, al die sektore van landbou. As ek vat in Villa en ek sien dit by baie van die ander maatskappye ook, hoeveel onder 30s is kom in, soveel, baie meer as wat daar voorheen was, en as 'n mens gaan kyk na die geslagsverspreiding daarso, dit is baie naby in sekere plekke aan 50-50, en weet jy wat, dis nie kwotas wat ons jaag nie, hierdie goeders kom absoluut natuurlik. Ek meen in my span self, in die bemarkingskant is omtrent 20% dames, en hy fluktueer so op en af, en dis nou maar omdat ons maar 'n bietjie met 'n klomp harde boere werk daar buite, jy weet ons het 'n bietjie manne met baard nodig, maar daar is verskriklik baie dames wat besig is om in hierdie tradisionele mans landbouomgewing in te beweeg. Nie net in 'n kantoor nie. En nie net in Suid-Afrika nie. Ek kyk na my Amerikaanse kollegas en hulle werk nou, ek het die voorreg gehad om 'n bietjie in Mexico en in Brazil te gewees het. En selfs daar, die verspreiding tussen of die verhouding van mans, vrouens, jong mense onder 30 binne in daai landbouorganisasies is opvallend. Toe ek in Brazil by die een koöperasie was en toe sit daar so 'n spannetjie wat kyk na toediening en die manier hoe die ouens hulle chemie toedien. En daai bestuursgroep van 5 mense was 3 van hulle vrouens gewees onder 30. En ek sê, ek het 'n paar dinge geleer en gehoor daarso by hulle. Goeie, suksesvolle, gefokuste, gedrewe ouetjies wat weet waarvan hulle praat. In Mexico, van daai landboukundige dames daarso, hulle skop gehad, ek sê vir jou sê, jy kan nie glo nie. So ja, dit maak my definitief opgewonde. So ouens was bekommerd, landbou gaan oud en muf word, en net 'n klomp ou manne. Nee. Daar is 'n klomp jong mense met nuwe planne wat inkom, en ek is spyt, ek is nie so 10, 15 jaar jonger nie. Okay, dit sal moet 20 of 30 wees. Nee, Woldan, ek hoor jou, nee, dit klink baie positief, en mense is dankbaar daaroor. Ek dink dit dat almal in die wêreld, en in Suid-Afrika, dink ek meer mense dit dalk besef, dat die grootste bate wat 'n land kan hê, is suksesvolle produserende boere. Want vat die kos van die tafel af weg, en wat is die chaos wat dan gaan losbars? En daarom is hierdie ding wat jy nou vir my gesê het, oor die jong mense wat terugkom en inkom en hulle kan bring, en die goeie dinamika wat ons ervaar ten opsigte van navorsing en produkontwikkeling, is dan daardie goed wat seker gaan maak dat ons op die einde van die dag 'n vooruitstrewende landbouomgewing het wat optimaal produseer, soos wat dit moontlik is, en daaroor is mens baie dankbaar. Nee, dis wonderlik. Ja, ek meen landbou, dis so 'n edel omgewing om in te werk, is dit nie? Ek meen, ja, baie opgewonde. Weet jy wel, dan is baie interessant as jy so praat. Ek sit terug en dink as 'n ou nou lees in die geskiedenisskrifte van landbou en landbouontwikkeling. Daar aan die begin van die vorige eeu, dink ek, het ons regering daai jare 'n baie belangrike ding gedoen. Hy het baie goeie navorsingstafel toegebring, maar ook landbouvoorligtingsbeamptes daarin gekoppel. Daai mense was spesialiste, en dit het ongelukkig in ons land vervaag, en daardie rol word deur instansies soos julle vandag gespeel. En ek dink daai navorsing wat elke boer deurlopend op sy eie grond moet doen, moet hulle in samewerking doen met mense soos julle, dat hulle daai klein veranderingkies reg kan toepas, toets, kyk hoe vergelyk, hoe dit, tot op die einde van die dag dat ons by daai optimale produksievlakke kan kom. Maar altyd dit nog steeds nastreef dat ons weet, die einde van die dag maak die ding wat saak maak, is winsgewendheid. Maar dit beteken jy gaan jou hulpbronne bestuur, jy gaan seker maak dat jy optimaal produksievlakke het, insetkoste so goed as moontlik bestuur, maar om by winsgewend uit te kom, moet jy seker maak daar is ten minste 'n oes.
So jy moet hom ook reg bestuur. En ek dink dis daar waar julle ouens 'n ontsettende rol speel. En ons wil vandag vir ons boere sê, boere, julle moet kennis neem van die instansies soos Villa Crop. Dis die instansies wat uitreik, wat ook na ons as organisasie uitreik om te sê, boer, jy's vir my belangrik. En daarom is julle vir ons ook belangrik. En ons wil vir julle dankie sê vir daardie rol wat julle speel om ook 'n verskil te maak in die landbouomgewing, sodat ons landbou kan leef, sodat Suid-Afrika kan leef. Van my kant dan wil ek vir jou sê baie dankie Woltan vir dit wat julle doen. Ons het groot waardering. Ek sal dit oordra aan al die mense wat betrokke is daarso. Baie dankie Benny en dankie vir die mooi woorde. En baie sterkte vir julle ook op die pad vorentoe. Mag dit met julle goed gaan, dat julle dan ook een van daai besighede is wat ons vra, wanneer is 'n landboubesigheid suksesvol, dan kan ons sê gaan kyk hoe lyk julle organisasie. Dis belangrik. Dankie hoor.